Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning en baie dankie dat jy gekies het om hierdie Woensdagoggend saam met ons te begin. Ja, en ek kies dit vanoggend saam met julle ook te begin. Dankie Elsa. Kan ek ook 'n dankie kry? Ja, jy mag. Baie dankie. Nou, ek het gedink ek sal vanoggend 'n interessante feit met julle deel. Vandag 1797 het die eerste valskermsprong plaasgevind. André Jacques Gagarin het met 'n valskerm wat vanuit sy gemaak is, uit 'n warm lugballon in Parys gespring. En om dit te herdenk, gaan Pieter later vir ons Lekker. Ek sien. Hy is nie eers benut. Nee, Pieter gaan dit nog doen. Ek is in. Ja, kom ons reël dit. Kom ons Ek wil reël dit dit. ook gaan Ek wil dit. Kom ons doen dit Al drie as 'n saam. span. van julle? Valskerm spring. Wie van julle wil dit saam met ons doen? Laat weet vir ons op ons Facebookblad en ons reële ding. Ja. Nou ja, toe. Maar Lekker. daar is julle interessante feit vir die dag. Dankie. Laat ons sommer wegval met wat jy vandag in die episode kan verwag. Arnold Wegval. gesels met die sportsielkundige, beter bekend as die bokkop dokter, Dr. Henning Gericke, oor sy boek Inspirerende Ouerskap. Ons gesels met die wenner van Maak my 'n Miljonair 2025. Ons kuier ook saam met die man agter die gewilde TikTok-blad Boland Snake Removals, en Leani May kom kuier vir die eerste keer by ons. Maar eers is dit nou tyd vir ons oggendpraatjie. Pieter, Ja. ek dink dis jou beurt. Ek sal graag begin met 'n oggendpraatjie. Het julle nou al, ek meen tale, ons hou van tale, almal van ons Ja. hou van tale uit die aard van wat ons doen en. Ek is natuurlik die een wie se tong die meeste knoop as dit vir die tale en die dinge kom. En in Amerika het ek besef my Engels is teen 10:00 in die oggende. It's gone. Die bundles is op. Yeah, then the bundles is gone, man. Maar in elk geval, Afrikaans is 'n baie lekker taal. En wat is nou die interessantste woord wat jy nou Afrikaans al gehoor het? Maar my gunsteling Afrikaanse woord is so mooi beskrywing, spookasem. Ja, Want dit is presies hoe die ding lyk. Gaan dit Maar nêrens is anders so kan It just verduidelik. conjures up like a bunch of different things. En veral nou in die spooky season, spookasem is my baie mooi. Elsa? ek kan nie dink aan 'n daar's soveel interessante woorde dink ek, Ja. maar dit verskil maar van dag tot dag wanneer 'n mens daarvan hoor of daarmee werk. Maar ek dink net 'n woord wat vir my so lekker sê is onverskrokke. Ooh, Of pronk. onverskrokke. Wat is onverskrokke? Om nie bang te wees nie. Okay. Nou ja, toe, Like ons gaan audacious. daardie Pieter, wil jy iets valskermsprong, byvoeg? daardie valskermsprong onverskrokke aandurf. Is Daar's dit hy, reg? daar's hy. My eenvoudige woord is lekker. Dis net Lekker. En jy kan hom sê soos wat jy wil en ek kan onthou in Amerika het alle Amerikaanse vriende wat ek ook nou daar leer ken het goed. En ander was net, "Hey man, how are you?" Dan sê ek nee, I'm lekker. What is lekker? Tot ek dit vir hulle verduidelik. Maar nou ja, 'n jong smaakmaker van Nederland, Sjoerd Semink, het onlangs 'n video gedeel waarin hy sy ongeloof uitgespreek het toe hy die Afrikaanse woord vir 'n sekere reptiel gehoor het. Hy het selfs gevra of Afrikaans 'n regte taal is. "Haai jonge, hoe verstaan jy dit dan nou?" Die woord ter sprake is verkleermannetjie. Kyk net hier. Ik kom er net achter dat chameleon in het Afrikaans verkleurmannetje is. Wat is toch geen echte taal Afrikaans? Crazy. En daai laggie, kyk, Elsa lag as om uit die raam uit. Ek dink die woord was nie vir my so snaaks, net soos die video van die ou. Wel, Hy klink soos Goofy. Is hy 'n regte mens? Hy is ons Afrikaanse regte taal. Is dit sy regte laggie? wel, ek het so 'n bietjie na 'n paar Nederlandse woorde gaan kyk en ek weet nie of hulle so vreemd gaan wees of gaan klink op die oor nie, maar nee ja. Hoor net gou hier. Okay, hier's 'n paar vreemde Nederlandse woorde, dan moet julle kyk of julle vir my kan sê wat dit is. Okay. Yes. Okay, hier's die Yes. eerste een. Hier's die eerste een. En die eerste een is eenhoorn. Unicorn. Ek sou saam met haar steek. Eenhoorn, nie Ja. eekkoring nie. Nee, dis 'n squirrel. 'n Eenhoorn is 'n renoster. Die tweede een is hier is die ene. Hagelslag. Wat? Hagelslag.
Dis weer die goeiemôre hier vanoggend. Hagelslag. Hagelslag. Nee, ek weet nie wat is dit? Twee betekenisse. Hagelslag, die haalstorm. Of dis 'n heerlike smeer wat hulle op broodjies sit met hundreds of thousands. laaste een. Hierdie enetjie. Okay, nou moet ek dink. Twee van hulle. Boterham en pindakaas. Pindakaas? Dis iets met ham en kaas. So ek sou dink is 'n broodjie. Pindakaas is grondboontjie botter. Oh, peanut butter. Okay. En boterham is 'n toebroodjie, inderdaad. Daar's hy jongen. Okay. Moving swiftly along. Elsa, hy's 'n spaarkamer. Wat het jy gesê? Jy het 'n Vierhoutjie boksie. 'n vierhoutjie boksie. Is daar 'n spaarkamer? Daar is 'n baie klein spaarkamertjie. Ja, In die vierhoutjie boksie. inderdaad. Reg. Ja. Voel jy geregtig daarop om 'n spaarkamer te hê? Ag, weet jy, nee, ek is met min tevrede. Okay. Maar ek is dankbaar. Yeah, well, there's been a call to tax spare bedrooms in Australia, and it has sparked a major debate. A new proposal suggests that desirable spare bedrooms could be taxed to help address Australia's housing shortage. Research from Cotality Australia shows that whilst over 60% of households consists of only one or two people, 3/4 of the homes in the country have got a spare bedroom, highlighting a major mismatch between the size of the household and the size of the actual home. Housing expert Dr. Eliza Owen said that the idea isn't to penalise people for having space, but to encourage a fairer use of housing stock. She says you could ask them to pay for it through land tax or incentivise them to move through to the abolition of stamp duty, she explained, noting that smaller households often occupy large family homes. Critics argue that it's unfair to expect younger buyers to pay escalating prices while older, smaller houses retain underused property. The discussion comes as Australia struggles to meet its target of 1.2 million new homes in 5 years, with rising building costs and slow approvals adding to the pressure. Economists say that beyond new construction, rethinking how existing homes are used may be the key to solving the housing crisis. I think this is absolute nonsense. Ek dink ook so. I think this is nonsense. If I'm going to buy a 3-bedroom house as a single person, ek het vir daai huis betaal wat die prys was wat die huis gekos het. Nou sê jy vir my, ek moet eintlik 'n kleiner plekkie hê. 'n kleiner plekkie kry want daar is mense wat dalk daai 3-slaapkamer huis nodig het. Eerder kan gebruik, maar kan hulle dit bekostig? Nee, Dis weer die ander nee, ding. dit is of ek gaan nou as 'n enkel lopende persoon in my 3-slaapkamer huis woon, maar dan moet ek addisionele belasting betaal omdat ek 2 spaarkamers het. Wat as my katte elke kamer wil hê? Verstaan jy? Dis Verstaan. eintlik die katte se kamer. Dit is eintlik die katte se huis. Presies, ek So hier nee, net Australië, julle het nou regtig That's not gonna work, mate. No way. No way. That's not gonna work, mate. Put a shrimp on the barbie and let's talk about something else. lag Ek moet sê ek het daai ouetjie se gelaggie baie geniet. Nee, daai laggie was regtig die hoogtepunt van die video. Ons is 'n regte taal as ons Afrikaans praat. Bly ingeskakel, ons kuier net hier na verder. Daar is soveel wat in vandag se program voorlê. So maak seker jy bly net waar jy is en gaan volg ons op ons sosiale media bladsye by Goeiemôre, good morning. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaens maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp Affipad af. Een aand, 3 digters, een verhoog.
Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Daar's nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Ons gaan later slange vang met Boland Snake Removals en Liani May kom kuier 'n bietjie later hier by ons. Maar eers gaan ons oggendpraatjies bietjie verder vat. Elsa. Ja, ek wil gou vir julle vra, wie van julle twee was onlangs in Kaapstad en hoe het julle die verkeer daar beleef? Ek was so 2 weke terug daar en dit is rarig en ek is van daar af. So ek het daar groot geword. Die verkeer is so erg. Soos as jy in die middestad bly, seker nou by jou hotel of wat ook al, en jy moet teruggaan lughawe toe, moet jy rarig tyd budget om by die lughawe betyds te kom, want dit is vir my net, hoekom is die highway net 3 bane? Dit is die snelweg. Nee, ek deel hom. Ek was nou nie so onlangs daar nie, maar elke keer as ek daar is, word dit net vir my erger wat die verkeer aan betref. Nou, Kaapstad oorweeg dit om 'n verkeersheffing of sogenaamde congestion charge in te stel om die stad se toenemende verkeersprobleme hok te slaan. Die stad wil minder motors op die pad hê, openbare vervoer verbeter en die middestad meer stap- en fietsvriendelik maak. Nou, voorstelle sluit in spesiale bane vir busse en minibusse, parkeerbeperkings in drukgebiede en uiteindelik 'n heffing vir voertuie wat die stad tydens spitstye binnekom. Die stad beklemtoon egter dat so 'n heffing eers ingestel sal word wanneer betroubare openbare vervoer in bedryf is. Kaapstad is tans die 7de mees verkeersdigte stad ter wêreld met inwoners wat gemiddeld 94 uur per jaar in verkeer spandeer. Kan julle dit oor vertel? Nou baie meer as in Johannesburg of Pretoria. Ek dink nie dit is vir ons nuus nie, maar 'n nuwe plan vir die middestad stel ook voor dat sogenaamde superblokke geskep word, soortgelyk aan die in Barcelona, om sommige dele van die stad motorvry te maak en meer ruimte vir mense te skep. Die publiek het tot die 23ste November kans om kommentaar op hierdie plan te lewer. Dit is altyd vir my so snaaks, want die mense wat in die Kaap woon, sê altyd vir ons wat hier bo woon, hoe hanteer julle die verkeer elke dag? Dit is rarig net, baie ongerieflik, en julle sit ure in die verkeer, maar as ek in die Kaap is, sit ek ook in die verkeer. So it's not like it's not something that happens there. And the fact that it's so much worse there, and they make it like it's so much worse up here, is very funny to me. Ja, ek dink dit is iets wat stelselmatig en oor die jare toegeneem het. Maar dit 94 uur per jaar. Dis verskriklik. Dis nie lekker om so daaraan te dink. Ja, nee.
Dit gaan ook seker maar oor ouens daarvan hou om in 'n sekere voorstad te bly in die stad of in Kaapstad self en dan moet hulle nou obviously gaan werk aan die ander kant van die stad of aan die buitedele van die nader aan die Parel en daai tipe van goeder. So dit maak dit baie moeilik. Maar onthou ek nou, daar het soveel mense intussen geskuif na die Kaap toe. Om daar te Gesemigreer. gaan. So en ek dink net, ek onthou destyds het ons gesels met die mense daar in beheer sonder om net te ernstig te raak en ek het juist een van die vrae wat ek gestel het of gerig het was of hulle nie dalk bekommerd is na aanleiding van die feit dat daar al hoe meer mense na die Kaap toe stroom nie. En daar is gesê nee, alles is onder beheer, maar ek weet sommige inwoners voel nie dat dit noodwendig die geval is en dat die infrastruktuur dit in hierdie stadium daai druk kan hanteer nie. And just to actually add on to what Peter said about you work maybe in the CBD and then you live somewhere else like Durbanville or Brackenfell or whatever, because you can't actually afford to live in the CBD, want die eiendomme is so duur en daar is soveel mense van die buiteland wat dit kan bekostig om 'n woonstel te koop, 'n een slaapkamer vir R3 miljoen at best, right? So it's just it's almost unattainable to live close to work if you work in the CBD. Ek het al baie keer gewonder wat is die oplossing daarvoor, want ek dink dit is 'n probleem hier in die binneland ook. Baie mense wat in Johannesburg werk, woon in Pretoria en andersom. So ek wonder of ek sal my hand opsteek. Maar verstaan jy? En ek bedoel dit is ek wonder hulle moet miskien dink aan 'n slim stelsel om daai probleem uit te skakel. Het Kaapstad nie 'n klompie jare terug of iets ook 'n voorstel gehad dat hulle nou, jy weet soos 'n tipiese stads- en streeksbeplanning het hulle nou maniere gehad hoe hulle die highways en die lowways en die byways en al daai goeders wou regruk en bou, maar ek dink obviously is die ander uitdaging dan weer finansies ook. Ja, beslis. Dit is maklik om baie maklik om op papier so voorstel te maak, maar om dit in werking te sit is nou weer die ander uitdaging. En ook die ding is daar is beter openbare vervoerstelsels in die Kaap, soos byvoorbeeld die MyCity bus of die ander busdienste of die treine of sulke goed, sodat dit moontlik is vir mense om daardie vervoerstelsels te gebruik in plaas van om self elke dag in te ry en wat dalk ook bietjie goedkoper is. En ja, ek dink nie hierbo is dit so 'n goeie opsie nie. Ons het ons nou onlangs gehad dat hulle ons ook mos gehef het. Wat was daai ding se naam? Die e-tol of iets? Of iets. Ja man, dit was of iets, maar ek het ook net gedink is belaglik want ons was nooit daarin geken nie. Ja. Nou gaan dink jy dit sal eerder werk in 'n stad soos Kaapstad? Want mense gaan voel, okay, maar wys ons net wat jy kan doen om die verkeer ligter te maak. Well, it works in London. I mean, my mom lives there, and people do not drive if they can avoid driving in London because the congestion charge is huge. So it works. Very expensive. So it is a deterrent. So I think maybe doing something like a congestion charge in Cape Town would be quite a good idea to minimize the volume of traffic. Sure, ek lag vir etol of iets, want ja, dit voel al soos 50 jaar gelede. Maar dit was nie die ander dag wat hulle dit geskraap het, dank die Lord. Ja, okay, nee maar lekker sterkte Kaapstad en omliggende areas daar. As ons kom kuier dan sal ons ook maar seker maak ons werk ons tye uit dat ons either baie vroeg voor die son opkom 'n ding doen of heelwat laat. Dis dalk hoekom die mense net hierdie lekker rustige uitgangspunt ook het. Nee, wat ons gaan maar 10:00 eers kantoor toe en so. Dan is die verkeer bietjie beter. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Chris van Biljon oor bring hoop. Jy kyk, goeiemôre, good morning en ek hoop jy sit nie vanoggend vas in die verkeer nie. Ons is nou terug. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theater of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie.
Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Bring Hoop was oorspronklik gestig om boere in nood te help, maar het intussen soveel meer geword. Vandag ondersteun Bring Hoop mense met gesondheidsuitdagings, finansiële swaarkry, kinders in 'n krisis en enige ander nood wat onder hulle aandag kom. Stigter Chris van Viljoen is nou hier in die ateljee om saam met ons te kuier en bietjie meer te vertel van Bring Hoop. Hallo Chris, goeiemôre. Môre Pieter. Ek en jy het baie lank laas gesels. Ons nou probeer uitwerk wanneer dit was, maar ek meen tyd staan ook nie stil nie. Nee, dit is so. Dit is 'n geruime tyd terug. Vat my gou terug na Bring Hoop. Hoe kom dit begin? Wat was die inisiatief en die hele plan daar agter? Weet jy, lang storie kort, ons het net in die begin van droogte, dis seker omtrent 9 jaar terug, het ek 'n oproep gekry van mense wat vra of ons boere kan help in die Oos-Kaap. En daai tyd was ek baie dom, nie regtig geweet wat droogtehulp is nie. Ons het toe nou 'n paar vriende gevat en uitgereik. En na ons die oom en tannie gehelp het, toe kry ek 'n oproep van die area of 'n vrou in die area wat vir my sê, sy mag dit nie vir my sê nie, maar sy moet dit vir my sê. Die oom en tannie het nadat ons hulle gehelp het in die Droë Rivier gaan loop, 'n poeltjie water gesoek en toe mekaar gedoop. En net daar, toe besluit ek wil aangaan. Ek kan dit hier los nie. Ja. En ek meen ook met die sosiale media en dinge, die ding het heeltemal ontplof en soveel meer ouens het hulle hande begin opsteek en gesê hulle wil help, of was dit toe nou nie die geval nie? Ou sou hoop dit gebeur nie. Heel in die begin het ons mense gesoek om te help. Ja. En toe raak dit so dat ons moet begin keer, want toe kan ons nie meer by almal uitkom nie. Ja. Die ding het ook baie verander, jy weet, sedertdien soos wat ek nou net gesê het, van boereondersteuning ook baie meer uitgekring om gemeenskapsondersteuning te dit het als begin in die COVID tydperk. Ons het ongelooflik baie mense gekry wat navraag gedoen het in COVID tydperk vir kos en ander hulp. En toe het ons besluit dat ons wil bietjie uitbrei en meer help. Die kos was die een ding veral met die droogte soos wat jy sê, maar finansiële druk wat mense ervaar en uitdagings. Hoe gaan julle te werk om daardie probleme te identifiseer? Ja, elke uitdaging of elke projek het sy eie uitdagings. Die droogtehulp natuurlik is grootendeels vervoerkostes en daai tipe van goeders. Aan die ander kant, as ons by die kinders kom en so, is dit gewoonlik mediese kostes. So, dis elkeen het sy eie uitdagings en ons probeer heel eers vasstel of dit regtig nodig is om te help voordat ons in so 'n geval intree. Hoor jy en Bring Hoop, daai 2 woorde, hoeveel hoop het jy al gebring en hoe lekker is dit vir jou om te sien dat daar weer hoop in mense kan plaasvind en manifesteer? Ja, ek weet nie hoeveel hoop ek al uitgedeel het nie. Ek kom baie keer by mense waar hulle sê hulle, jy ken my nie, maar jy het my gehelp daai en daai tyd. So dit is my baie lekker. Ek probeer om nie boek te hou van dit hier. Dit is maar iets wat ek geniet en dis 'n passie. Hoor jy, en hoe groot is die span saam met wie jy werk? Ek meen, dis 'n inisiatief wat jy seker op jou eie begin het of het jy dit saam met iemand begin? Die span is klein. Ons is 3-4 mense. Wow. En ja, dit is maar ons het twee gedeeltes van die bo, die valdriehoek en die Tshwane gedeelte wat verteenwoordigers het en dan sit ek. En as jy uit die kantoor bel, dan dink ek altyd hier's 'n groot kantoor, almal is besig om te werk soos 'n klomp mure. Ja. Hoorie Chris, kinders in nood, kinders lê mense altyd ook na in die hart. Jy weet, hoe reik julle uit? Hoe help julle die kinders ook? Daar's verskillende dele. Ons het destyds die eerste keer wat ons betrokke geraak het by 'n kind,
was dit Clarissa wat verdrink het in die Oranje rivier. En ja, daarna het dit uitgebrei. Ons nou mees onlangse een is Konay wat in Kaapstad in die hospitaal is met nierversaking. So ons help ook met skoolfondse en sulke tipe goedjies. En is dan ook in daai gevalle maar baie meer finansiële hulp ook? Is daar sielkundige hulp wat julle aanbied, berading en daai tipe van dinge? Ons het al sielkundige hulp aangebied. Medies is maar gewoonlik die grootste ding. In siektes. En ja, dis maar 'n ding wat soos ek sê, elkeen het sy eie uitdaging, maar ons groot behoefte is aanvraag is gewoonlik maar medies. Ja. Nou julle reageer op al julle noodgevalle wat julle kry, al die noodgevalversoeke en goeders. So hoe gaan nou te werk om dit nou te prioritiseer of daardeur te werk? Jy het nou vinnig genoem, ou kyk maar regtig is daar 'n nood en goed. Weet 'n ou moet nogal seker baie keer weggaan van daai net om te dink met jou emosies. Ja, emosies speel 'n groot rol. Ons moet heel eers vasstel of dit regtig nodig is en of dit nie dalk kansvatters is nie, want ongelukkig kry mense dit. En dan sodra dit klaar is, dan raak dit regtig 'n gebedssaak. Want as 'n mens na jou emosies moet luister, dan dit is nie mal maak nie. Dis nogal iets wat dis baie moeilik om te sê nee. Wat se satisfaksie kry jy daai? Ek meen iewers hier binne in ons wil ons almal altyd 'n hand uitreik soos wat jy kan en hoe jy ook al kan. En Joe Black sê dit ook mooi, jy 3 dinge wat jy kan gee: tyd, jouself of iets. Jy weet, maar as jy nie een van daai, jy kan ten minste een van daai gee. As jy nie geld het nie, kan jy tyd gee. As jy tyd het nie, kan jy iets net gee. Ja. Die satisfaksie is onbeskryflik. Ek het nou weer met die Konay geval was iets wat ons het die eerste keer reg gekry in geskiedenis. Om haar in die hospitaal te kry na sy afgekeer is en dit was 'n wonderlike gevoel om te dink dat ons so iets kon regkry. So ja, dit is ek probeer nie te groot kop kry nie, maar partykeer is dit lekker om te dink dat 'n mens so iets kon regkry. En dink jy dit was ook die katalisator om ander mense en organisasies bietjie meer oomf te gee en te help en te sê luister, as iemand soos Bring Hoop dit kan doen, wil ons ook graag 'n hand uitreik en dinge vir mense beter probeer maak. Ja, nee, verseker. Ons kry baie oproepe en goeie van mense wat sê ons wil help nadat ons iets goeds doen. En ek dink dit is maar hoe mense is. Mense wil betrokke raak by 'n span wat wen en nie by 'n verloor span nie. So Natuurlijk. Ja, dit is. So met die toekoms en allerlei visie en planne in gedagte, is daar enige nuwe inisiatiewe of uitbreidings van Bring Hoop se kant af? Ek wil baie graag verteenwoordiger in elke dorp in hierdie land hê. Dis iets wat ek graag wil hê. Ek wil graag 'n dokter in ons span hê. So dit is waartoe ons werk, om kyk of ons dit kan regkry. Nou ja, nou is die geleentheid, nou moet jy breek. Waar gaan ons jou in die hande kan kry? Hoe kan mense betrokke raak? Wie kontak hulle? Wat moet hy maak? Hulle kan my kontak op WhatsApp 082 961 6620 en dan kan hulle ook Facebook. Ja. Facebook is Chris van Biljon Bring Hoop of net Bring Hoop SA. Dit klink vir my baie lekker en so baie dankie ook vir die pragtige inisiatief wat julle het. En ons gaan definitief ook daardie nommers deel. Jy kan hom net weer so vinnig vir ons gee want ek weet mense het nou geskarrel gou vir 'n pen en papier. Net weer daai WhatsApp nommer 082 961 6620. Chris van Biljon van Bring Hoop. Baie dankie Chris dat jy so vroeg by ons kom inloer het en baie sterkte ook met al die harde werk wat julle doen en al daai nuwe inisiatiewe en dankie vir die hoop wat julle terugbring. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons nog heerlik kuier. Dis ook onder andere tyd vir die geldsaake. Ek gaan 'n bietjie later slange vang. Nee, ek gaan uitvind hoe dit gedoen word en hoekom dit gedoen word. Dit en nog baie meer. Elsa het gesê sy gaan sing en dans saam met Leani. Moenie weggaan nie. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy.
Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Welkom terug. Dit is tyd om jou geldsaake te bespreek en ek gesels nou met Elizay Kutse van Everest Advisory Services. Elizay, welkom terug hier by ons. Lekker om weer terug te wees. Goed, ons begin deur te vra wat is die verskil tussen finansiële beplanning en iets soos beleggings? Ja, so beleggings is eintlik net een komponent uit jou hele finansiële portefeulje. Ja. Nee, so as jy dit eintlik apart kan sien, is dit amper soos om 'n padkaart te hê en nie 'n bestemming te hê nie. So finansiële beplanning sluit in risiko-aptyd, dit sluit in 'n doelwit, dit sluit in boedelbeplanning, aftreebeplanning. Dit sluit in 'n hele lys van dinge. Dit is nie net een komponent nie. En as jy dit dan nou apart sou sien, sou jy eintlik nou maar ry en nêrens kom nie. Nou, hoekom is dit belangrik om professionele finansiële beplanning te hê? Juist omdat jy 'n doelwit dan nou het. Soos ek gesê het, as jy nou 'n padkaart het sonder 'n bestemming, waartoe gaan jy op die einde van die dag? So as ons vir jou 'n doelwit skep, het ons die vermoë om te bepaal hoeveel jy moet spaar om jou doelwit te bereik, wat se belastingimplikasies is daar, wat se risiko jy kan aanvaar, wat se termyn oor wat jy kan belê. En dan kyk ons na kostes ook, ons kyk na boedelbeplanning, ons kyk na wat se strukture in plek is om byvoorbeeld in 'n maatskappy te belê en dan na jou opbrengs ten opsigte van belasting weet goed te bereken en daai tipe van goeder. So dit is eintlik jy weet ons trek al die toutjies bymekaar en maak seker dan nou eintlik dat jy op 'n goeie plek is. Dit is nie net een komponent wat ons aan jou verkoop en sê weet jy wat dit is nou maar die beste omdat dit een produk is nie. So dit is eintlik 'n hele mengsel van dinge, ja. Waarin spesialiseer Everest Wealth? So Everest Wealth is 'n portefeuljebestuurder wat spesialiseer in alternatiewe beleggingsstrukture, veral met privaat ekwiteit te doen. En dit is nou amper 'n niche produk wat sekere finansiële adviseurs aanbied vir hulle kliënte en ook Everest Advisory Services dan nou wat heeltemal onafhanklik is, wat allerlei ander produkverskaffers ook kan doen en dan nou ook natuurlik Everest Wealth produkte. Dan moet ons ook uitkom by Everest Advisory Services spesifiek. Ja. So ons by Everest Advisory Services lekkerkundige finansiële adviseurs en ons het ook 'n gesertifiseerde finansiële adviseur en wat ons natuurlik doen is ons het spesifieke adviseurs wat spesialiseer in sekere dinge. Soos want jy kan nie noodwendig 'n jack of all trade master of none wees nie. So ons het iemand wat byvoorbeeld met korttermynversekering spesialiseer, iemand wat met beleggingsspesialis is en iemand wat met medies te doen het, iemand wat met lewensversekering en risiko te doen en dan besigheidsbestuur, daai tipe van goeders. Ons alles trek dit mooi bymekaar en jy kry dus dan nou die beste van alles. Is dit ook een van die redes waarom Everest Wealth saam met Everest Advisory Services werk en dan ook verskeie ander onafhanklike adviseurs? Ja, natuurlik, want ons wil nie noodwendig vir jou 'n finansiële plan optrek en net iets spesifieks verkoop en seker maak ek wel jou doelwit moet nou daarbey pas nie. Ja. Ons kyk na jou doelwit en dan maak ons 'n lys van strukture van hoe jy by jou doelwit gaan uitkom met produkte dan nou gekoppel daaraan en watse maatskappye, met ander woorde diensverskaffers, of dit nou Sanlam, Glacier, Momentum, Discovery, Allen Grow, wat ook al dit mag wees of Everest Wealth is. En dan bied ons natuurlik 'n plan vir jou waar ons kyk, okay, jy moet A, B en C in plek het en hierdie 3 verskaffers bied dan nou vir jou daai beleggingsstruktuur of versekering of medies of wat ook al. Ek
wil vir jou vra, hoe besluit 'n finansiële beplanner watter belegging reg is vir 'n mens? Ja. Kyk, ons kyk na baie faktore. Eerstens is natuurlik ons bereken vir jou doelwit. Waarom wil jy belê? Ja. Soos wat ek gesê het in die begin, jy het 'n padkaart, maar jy het nie noodwendige bestemming nie. So as jy maar net vir die lekkerte wil belê, dan is dit natuurlik, ons kyk gewoonlik na iets soos aftrede, okay? Dan is dit hoeveel tyd het jy oor voor aftrede? Wat se belastingimplikasies is daar? Wat se voordele is daar wat jy nog kan uitput? En dan stel ons vir jou hele plannetjie saam met byvoorbeeld 3 voorbeelde waarin jy kan belê om by jou doelwit uit te kom. So dit is belangrik om beplanning toe te pas, want dit gaan oor risiko, dit gaan oor tydhorison, jou tydlyn. Dit gaan oor belasting, dit gaan oor boedelbeplanning. Alles, al die touwtjies kom bymekaar dan. En waarom is Everest Advisory van mening dat beplanning belangriker is as iets soos produkte? Want as jy net 'n produk koop en jy weet nie noodwendig hoe dit toegepas word of dit reg is vir jou portefeulje, dan kan jy baie foute maak. Jy kan dalk meer belasting betaal as wat jy veronderstel is om te betaal, en wie wil nou dit doen? So dit is belangrik om eerder te werk, begin by die begin by 'n doelwit. Hoekom wil jy belê? Wat wil jy bereik met daai fondse? Of dit nou vakansie oor see is oor 20 jaar of wat ook al dit mag wees. Begin by 'n doelwit en dan werk ons dit terug om te sê, hoeveel moet jy belê of spaar of waarin moet jy belê en hoe moet jy dit struktureer om by jou doelwit uit te kom. As ek net vir jou 'n produk gee en sê daar sy en jy het nie 'n klou hoe dit werk nie, jy weet nie of dit die beste produk daar buite is nie, hoe gaan jy weet of jy op die regte pad is? Ja, en ek dink daai onkunde kan lei tot groter probleme. Ja, jy weet wanneer 'n mens kyk na die kort en die langtermyn. Ja. Hoe help Everest Wealth se beleggings om 'n mens se plan uit te voer as jy dit moes opsom? So Everest Wealth se beleggings met die alternatiewe strukture is nogals lekker. So hulle het 'n wye reeks van produkte, of dit nou inkomsteverskaffer is of na aftrede die lewende anniteit, die Amethyst Living Annuity. So daar's verskeie produkte wat belastingvriendelik is, wat lekker by jou doelwit kan insluit. Dis nie vir elke kliënt op die einde van die dag nie, maar dis 'n niche produk wat sekere finansiële adviseurs kan aanbied, onder andere dan nou Everest Advisory Services. Daar is ander onafhanklike adviseurs ook daar buite en vra gerus vir dit. Nou Elisay, ek het nou verwys na die kort en die langtermyn, maar wat is die voordeel van omvattende finansiële beplanning wanneer 'n mens spesifiek fokus op die langtermyn? Ja. Kyk, so omvattende finansiële beplanning sluit eintlik absoluut alles in. Ek gaan nie noodwendig vir jou net een ding verkoop en 'n ander ding verkoop nie, en dan op die einde van die dag is dit saam met mekaar kom, dan pas die twee glad nie mekaar nie, en dan jy weet dan benadeel dit mekaar op die einde van die dag. So as ons kyk na om saam te werk in ons hele span, is dit korttermyn, medies, versekering, beleggingsstrukture wat insluit belasting, implikasies en boedelbeplanning en natuurlik jou testament ook, nê. So dis amper 'n volle sirkel wat jy hardloop met 'n adviseur by Everest Advisory Services. Hoe gereeld moet hierdie belangrike dokumente hersien word? Ek sou dink jy moet ten minste 1 keer 'n jaar hersien om te kyk of jy nog op dreef is, om te kyk hoe ver is jy van jou doelwit af. Want ons as finansiële adviseurs illustreer altyd, ons weet nie wat die markte gaan doen nie. Ons het nie daai kristalbal om te besef, okay, hy gaan byvoorbeeld 'n 8% opbrengs lewer of hy gaan dalk 'n 10% opbrengs lewer. So dan kyk ons wat het hy gelewer en dan kyk ons hoe ver is jy van jou doelwit af daardie jaar. Volgende jaar het hy dalk 'n -2 opbrengs. Dan moet ons nou 'n bietjie harder werk om 'n bietjie verspreiding daar te doen, met ons bietjie beter opbrengs in kyk, maar as jy in effek kyk, oor 'n lang termyn is dit baie belangrik om jaarliks dan nou aan te pas, om seker te maak, jy weet, jy wyk nie af van jou doel nie. Elisay, ons voel altyd baie meer ingelig nadat ons met jou gesels het. Baie dankie. Dis 'n lekker dag. Nou bly ingeskakel, want net hierna fokus ons op kinders se welstand met Aret Burger van die South African Hall of Fame en ook Dr. Henning Gericke. Jy's ingeskakel by Goeiemôre. Good morning. Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. What seems to be the problem?
Where do I even start? Here we go, it's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. As ouers wil ons seker maak dat ons kinders die beste kry met elke maaltyd, maar besige dae gepaard met koste en doodgewone femmies maak dit soms moeilik. So ek gesels vandag met Aret Burger van die South African Hall of Fame oor die nuwe aanvullingsreeks Gen H. Baie welkom by Goeiemôre. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. So daar is deesdae rakke vol aanvullings en besluite wat mens moet neem in terme van wat die beste is vir my kinders. Hoekom het die South African Hall of Fame besluit om 'n reeks aanvullings uit te bring? Ja, ek dink vir ons is dit baie belangrik want ek as terapeut het in my kantoor gesien, as dit die waarheid is dat al hierdie honderde bottels op die rakke doen wat hulle beloof om te doen, waarom is die kinders aandag afleibaar? Waarom sukkel hulle om te konsentreer? Hoekom is daar soveel immuniteitsprobleme? En ons het besluit, ons moet 'n oplossing bring in die vorm van 'n wetenskaplike uitnemende produk wat met kennis verkoop. Baie min produkte word met baie goeie kennis verkoop en persoonlike kontak vir die mense wat dit so nodig het. So hoe, as ek nou daar voor die rakke staan, hoe weet ek wat is eintlik die produk se verskille tussen die produkte? Waar kry ek daai kennis? Ja, en ek dink dis baie belangrik want ons kliëntediens in Suid-Afrika is partymal 'n probleem. So ons glo in die konsep in terapie, wat maak kinders gesond, wat maak groot mense gesond? Reciprocity, to be truly heard and seen. En ek dink elke ma wat ook vanmôre kyk wil regtig gesien en gehoor word. Met ander woorde, ons het 'n stelsel wat so gestruktureer en georganiseer is sodat jy al jou kinders se inligting, hulle aktiwiteite, hulle gewig, hulle geslag daarin sit sodat jy persoonlike tailor-made aanbeveling kry ten opsigte van wat jou spesifieke kind en sy spesifieke kwartaal bless you nodig het. Dalk het ek 'n bietjie van 'n aanvulling nodig, ekskuus tog. So julle sê julle verkoop kennis en waarheid. Is dit net 'n bemarkingslyntjie wat jy gebruik? Hoe sal jy dit vir ons kykers verduidelik? Weet jy, ek het in my kantoor gesien in praktyk het met mense. Mense wil verstaan hoekom moet hulle iets gebruik. Byvoorbeeld as ek vir mense sê, as jy hierdie wonderlike multivitamiene in aanvulling gebruik, sê navorsing, jou breinselletjie word sterk gevoed en gevorm. Wat beteken, hoor hierso, inligting hardloop teen 120 meter per sekonde versus teen 0.5 meter per sekonde. So daai dendriete wat verantwoordelik is vir inligting oordra en prosesering tussen die breindele,
kan vir die eerste keer sterk, optimaal werk en spoed is 'n faktor. Dit werk soos 'n bom. Ja, Arret Tom Peters sê die ekonomie van die wêreld gaan deur vrouens se hande. Definitief. So hoe help julle mense om die voedselaanvullingbal met groot sukses in die lug te hou? Ja, is dit nie 'n ongelooflike groot werk wat ma's het om al hierdie balle in die lug te hou nie, en ons by die South African Hall of Fame met hierdie wonderlike produk gaan hulle help. Met ander woorde, ons het een van die wêreld se beste professors, professor Chris Foster, gekry as deel van ons multiprofessionele span om hierdie produksamenstelling te doen. So hoe hou 'n ma hierdie bal in die rug? Sy vertrou die samestelling, sy vertrou die aanbeveelde dosering wat ons vir haar gegee het. Die stelsel is so gemaak dat jy georganiseerd en gestruktureerd presies kan kyk en jou kind kan monitor in sy groei en in sy ontwikkeling. Holisties, waar in Suid-Afrika kry jy 'n produk met die diens wat gelyk is aan dit wat ons kan bied? Ek dink ons is in 'n klas van ons eie. Dit lyk so, want selfs die verpakking van die produkte, jy kan elke liewe bestanddeel sien, dit is so goed gelabel en so mooi verpak. Was dit vir julle ook belangrik? Ja, wetenskaplike uitnemendheid, professionaliteit, 'n holistiese aanslag, liggaam, siel en gees, om dit waarvoor ons staan, uitnemendheid, sodat ons kinders kan vat om hulle volle potensiaal te bereik, is die hart en die kernideologie van 'n maatskappy en die produkte wat dit staaf. Ja, en dit is regtig in lyn met die South African Hall of Fame en wat julle ethos is. Waar kan mense nog inligting kry? Ek dink die mense moet op die skerm kyk vir oggend en 'n lekker screenshot neem van die webtuiste, waar hulle mail kan stuur, telefoonnommers, en vandag, omdat dit vir ons 'n groot dag is, wil ons hulle met ons kontak en dan het ek 'n paar pryse om uit te deel wanneer jy kies om vandag kontak met ons te maak. Kom ons kyk gou hier na hoe jy kan registreer. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dr. Henning Gericke is 'n bekende sportsielkundige wat onder andere deel was van die 2007 Wêreldbeker bokspan en vandag kuier hy hier by ons om te gesels oor sy boek Inspirerende Ouerskap en hoe om kampioene te ontwikkel in sport en natuurlik in die lewe. Henning, so lekker om jou weer te sien, my ouma. Lanklaas gesien. Dankie vir jou tyd vanoggend. Kom ons gesels gou-gou eerstens oor jou boek Inspirerende Ouerskap. Ek is mal oor, ek het hom net hier oopgemaak. Eerste bladsy, karakter kry jou uit die bed. Toewyding beweeg jou tot aksie, maar dissipline stel jou in staat om deur te voer tot voltooiing. Jene, dis mooi. Ja, nee, jy het self nou sport gedoen, jy verstaan dit. Ag, dis maar my passie, jy weet, om wat 'n verskil kan 'n ou vir mense maak en die druk wat kinders het en ouers het en skole het en almal. Hoe kan 'n ou kampioene maak? En ek in daai boek het ek 'n ander definisie van kampioene. En kampioene is ontwikkel karakter. Kampioene is ware soos jy noem dissipline, toewyding, al daai goed, en dis wat 'n ou kampioen maak. Nie noodwendig die ou wat wen nie. So ou dit gaan nie 'n kampioen raak. Hoeveel lesse het jy van 2007 waar jy so 'n massiewe materiële invloed op die bokspan gehad het en die Wêreldbeker wen geneem en hier ingesit? Ja, dis is 'n baie goeie vraag eintlik. Ek dink ek sal eintlik voor 2007 gaan en nie kort my eie loopbaan.
En jy het self gehardloop of hardloop nog steeds en die lesse wat ek uit my eie loopbaan geleer het. Toe ek 16 was 'n wêreldrekord vir die 1500 meter gehardloop en baie gewen, maar toe begin verloor ook en dit nie altyd verstaan nie. En ek het al daai goed bymekaar en dis my pad het wonderlik gegaan eintlik en toe ek by die bokke uitkom, kon ek teruggee vir ouens, hoe maak jy regtig kampioene? En dis maar deel van die proses wat ek begin boeke skryf het en gegroei het in my denke hoe om kampioene van die lewe te maak en dis my passie op die oomblik nie. Ja, ongelukkig, en hierdie is my so groot negatief, mens staan so gereeld langs die sportveld, en dan sien jy mammas en pappas wat as dit ware, deur hulle kinders probeer leef aan die kant van die veld. Hoe raak mens van daai ding ontslaan, hoe hanteer kinders dit? Ja, dis ongelukkig, jy weet, dis 'n realiteit, en 'n ou moet onderskei tussen passie, want ek bedoel, jy kan nooit van 'n ouer verwag langs 'n netbalbaan of 'n rugbyveld dat hy nie passievol gaan wees nie. Ja. Maar as jy begin indring in daai grense tussen die afrigter en die kind en jy begin daai persoonlike grense oorskry en dit raak later vir die kind druk en hy moet perform en hy moet presteer om aanvaarbaar te wees, dan raak dit 'n probleem en dan begin hy kind nie meer sport geniet nie. En dis eintlik die belangrikste, hoekom doen 'n ou sport om dit te geniet en dan kom al die goed uit daar nie. Dis eintlik maar dis 'n moeilike een daai. Jy gaan die ouers nooit verander nie, maar dis baie moeilik om na te kyk. Ek moet sê, ek sukkel self daarmee, maar ja, dis miskien 'n storie vir 'n ander tyd. Dis my so interessant, so mens ontmoet 'n sielkundige en dan dink jy, as jy met iemand sou praat soos jy, hulle klim in jou kop in. Hoe kyk 'n sielkundige na iemand anders as jy hulle vir die eerste keer ontmoet, sommer so globaal gesproke? Ja, weet jy wat, vir my is dit, soos ek met jou kontak maak, jy weet, ek moet daar vir jou wees, ek moet in die moment bly, en dis ongelooflik belangrik, laat 'n ou iemand wat voel, ek voel gemaklik by hierdie persoon, so ek is nie daar om iemand te probeer lees, wat dink hy, alles nie, Analyseer. Analyseer, dis 'n goeie woord eintlik, ek is daar om uit te vind, wat maak hierdie ou tiek, wat maak laat tiek, hoe kry ek die beste uit hom of haar uit, en hoe verstaan ek daai persoon? En dit is ongelooflik as jy mense gemaklik laat voel, dan begin hulle vir jou te vertel, dit gebeur vir my. Gewoonlik vra ek vir mense, Arnie, wanneer is jy op jou beste? Dan sê hy vir my, as ek so dink, as ek so voel, dan vra ek vir hom, wanneer is jy op jou slegste dink jy? Dan sê as ek dit doen en dit doen, dan begin hy insig te kry. En vir my 'n belangrike ding van mense is dat hulle self insig kry in hulle self en sê, hoe kan ek in daai staat kom, daai psigiese staat kom, dat ek op my beste kan wees? Soos jy vandag hier sit, elke dag moet 'n ou tog weer, hoe kan ek vandag op my beste wees? En dis daai wat ek by mense probeer uitkry, want ek glo in die potensiaal van almal. En as jy iemand se potensiaal glo, dan kom maar wonderlike goed uit. Wanneer is Henning Gericke op sy beste? Ja, ek dink ek het geleer passie en ek het baie energie en ek is baie entoesiasties. Ek het geleer ek moet kalm wees. Ek dink ek het dit by my ma geleer, het my altyd vir my gesê, man, jy moet balans in jou lewe hê. En ek het geleer as ek sport doen, as ek weer my terug kan vat. Ek is so jammer, ek kan myself nie 30 jaar terugvat nou Arnie. Ek dink ons almal. My kop wat ek nou het en net kalmer wees, dit meer geniet en minder ooranaliseer en ek dink dis nogal belangrik om daai balans te kry van gemotiveerd wees, maar tog kalm. En kalm beteken nie jy gee nie om nie. Kalm beteken net jy's net in daai moment en jy geniet dit en daar waar jy is doen jy op jou beste. Wees daar op daai oomblik. 100%. Gee my 2 woorde vir sukses. Net 2 woorde. As ek vir jou sê gee my die definisie van sukses in 2 woorde, wat is dit? Ek dink is om geïnspireerd te wees. Jy weet wat jou inspirasie is, waar kom jou inspirasie vandaan? So inspirasie is vir my belangrik. En dan op die einde is daar's niks wat dit klop nie, harde werk en glo in jouself. Ek het nou 3 woorde gesê. Ek sal jou dit toelaat enige tyd. Henning, altyd lekker om met jou te gesels. Ek sal vir ure hieroor kan spandeer. Maar bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met die wenner van Maak My 'n Miljonair 2025 en leer ken die man wat sosiale media laat gons het. Bly ingeskakel. Celebrate you at the Clicks Beauty Fair. Buy any 3 Neutrogena facial skincare products, cheapest one free. Get any 3 selected brands hair care products from the same offer, cheapest one free. Save 20% on Bleach London hair color products. And buy any 3 Aunt Jackie's hair care products, cheapest one free. Clicks, feel good, pay less. Sukkel
jy met vet? Tenaz het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenaz top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenaz bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenaz all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenaz se stresvet nodig. Tenaz werk regtig. SMS jou naam na 44021. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Maak my 'n miljonair is 'n gewilde reeks op Via waar sakeman Albert van Wyk hoërskoolleerders mentor om miljonêers te word. Op die gala-aand wat laasweek by die Atterbury Theater plaasgevind het, is graad 11 leerling van Hoërskool Oeverval, Rian de Tooy, as die wenner aangewys en Rian is vanoggend hier by ons. Rian, baie geluk en baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Baie Tannie. Ag, baie dankie Tannie. Dit is wel 'n goeiemôre en goeiemôre vir Tannie ook. Rian, jy is uit 230 ander inskrywings gekies as die wenner. Toe jy ingeskryf het, wat het jy gedink is jou kans om te wen? Tannie, ek was heeltemal onseker Tannie, maar ek het geweet Tannie die dag toe om Albert met ons skool kom praat het Tannie. Oor entrepreneurskap het hy regtig met my hart kom woeker Tannie en ek het geweet ek gaan inskryf vir die kompetisie, dis wat ek wil doen. En dit was my droom om hierdie kompetisie te wen. So, ons sit nou hier met die trofee en ek neem aan die biltong boer is jou produk. Ja. Was dit aanvanklik wat jy wou verkoop en hoe werk jou besigheidsplan? Ja Tannie, so dit was waar dit is die besigheid wat ek begin het en van die begin af wou gedoen het Tannie en my besigheidsplan is maar net om soveel as moontlik biltong te maak en te verkoop Tannie. En dan ook uit te brei Tannie, ek weet die volgende stap van my besigheid is om 'n webtuiste te hê Tannie en dan kan mense reg oor Suid-Afrika by my biltong koop. So ja. So hoekom is die biltongboer se biltong nou anders? Tannie, want soos Tannie kan sien daar, sien Tannie wat staan uit daar. Dis die geel vet Tannie. Hy blink Geel vet. Ja. Ja, dit lyk baie lekker. Ek hoop hierdie is my pakkie, né? Absoluut. Ek sal vir jou betaal ook want hierdie is ons nou nie 'n liefdadigheid. Daai is die beste biltong in Suid-Afrika. Ek garandeer Tannie. You heard it here first, the best biltong in South Africa, biltongboer. Ja. So, hoekom het jy ingeskryf? Wat het jou gemotiveer? Want Albert het met die hele skool kom praat. Ja. So, hoekom nou jy en hoekom hierdie besigheid? Tannie, dit was definitief my familie en my vriende wat my gemotiveer het en ook my skool, Hoërskool Oeverval. Ek is baie dankbaar vir die skool waarna ek is. Hulle het my ook so baie gemotiveer en geondersteun
om in te skryf. En ek wil ook in my oupas en my pa se voetspore volg Tannie, Ja. in die padstap van entrepreneurskap. Boer hulle? Nee Tannie, hulle boer nie. My oupa het 'n staalfabriek gehad en ofwel 2 staalfabrieke gehad en 'n garage gehad, soos 'n petrol garage. Ja. My pa het slaghuise gehad, so entrepreneurskap is in die familie, Tannie weet. So, het jy altyd 'n besigheidsbrein gehad, soos as ek nou vir klein Rian gesien het op soos 8 of 7, het jy jou goedjies nou verkoop daar by die skool se kykseil en daai tipe goed, was jy altyd so ingestel? Ja, Tannie, soos toe ek klein was, Tannie, het my pa 'n slaghuis gehad. En altyd as hulle die kliënte klaar gehelp het, dan wag ek vir die kliënt by die deur van die slaghuis, dan help ek hulle altyd om hulle sakkies te dra van die deur af na hulle kar toe, om so ook geld te kry toe ek klein was. So, ja, ek wou maar nog altyd my eie ding doen. So, hoe naby is jy nou aan jou doel om 'n miljonair te word? Tannie, ek het nog baie harde werk wat my voorlê. Ja, maar ek weet Tannie dat met die mentorskap van Albert en met my biltong besigheid en al die mense wie my ondersteun, my skool, sovoorts gaan ek definitief daai mylpaal bereik. Ek dink ook so. Ek het 'n sterk gevoel oor jou, klein Rian. En ek gaan hard werk Tannie. Ek gaan nie net by 'n miljonair bly nie. Nee, 'n miljardêr. Dit is die volgende stapie. So, hoe kan ons nou hierdie biltong in die hande kry? Want daar's nou nog nie 'n webwerf nie, maar daar's 'n plan. So, Ja, Tannie. waar kan ek my biltong kry? Ek sien in die beplanningsfase Tannie, so binnekort seker binne die volgende maand Tannie sal ek sê, gaan ek 'n definitiewe webtuiste hê. Dan kan kyk op die pakkie is my Instagram handle biltongboer_SA. Yes. Mense kan my net gaan follow daar en dan sal ek op my Instagram blad sal ek sê wanneer ek 'n webwerf het, dan kan mense op die webwerf by my biltong bestel en dan koerier ek reg oor Suid-Afrika. Sjoe, baie dankie Rian. Dit was nou vir my 'n regte voorreg om jou te ontmoet. Dankie dat jy met ons kom deel het vandag. Dankie Tannie, dit was super awesome. Wow, van een super awesome entrepreneur na die volgende. Pieter gaan nou gesels met 'n entrepreneur wie se Instagram handle, soos Rian syne sê in sy bio, most dangerous job. I'm wondering what that can be. Pieter. Baie dankie julle twee en Ros, ek hoop jy verstik aan daardie stukkie heerlike biltong van die biltongboer. Nou ja, die meeste van ons het al so gevoel, jy was al so kwaad dat jy dink jy kan slange vang. Maar vir Edouan, niemand van Boland Snykrimhowels is dit net nog een van die dae op kantoor. Want hy is natuurlik die een ou wat 'n ou sien en sy virale video sê ook, the most dangerous job. En as jy nie weet van wie ek praat nie, kyk gou hierna. Edouan, hartlike goeiemôre en baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Môre Pieter. My vriend, ek wil net by jou weet, wat het jou besiel om nou hierdie as 'n werk te oorweeg en te doen? Wel, ek het in 1987 het ek my eerste giftige slang gevang as kind. Ek is nou 51, so dit ek vang al giftige slange hier van die ouderdom van sê maar 12, 13 jaar oud, so 39 jaar al wat ek slange vang as ek my sommetjies so vinnig kan regkry. Jenne, my vriend, dit bewys my ook jy het nie 'n bang haar op daai lyf van jou nie. En sê net gou vir my, wanneer was toe nou die eerste keer wat jy dit op sosiale media 'n video geplaas het? Ek het my Facebook page Boland Snykrimhowels 24/7 en Pest Control begin in 2020. En toe daar 1 follower gewees, toe daar 3 followers gewees, 'n maand later was daar 1000 followers, want slange is altyd 'n baie interessante onderwerp. En ja, nou trek daai Facebook page by 235,000, so ek is op pad na die 250,000 toe onder 5 jaar basies. So, en ek hou om Afrikaans. Ek het dit in die laaste 2 jaar dat ek sover as moontlik probeer om dit educational te maak. Want mense, daar's 'n baie groot tekortkoming in Suid-Afrika
oor slange. Mense sien dit, hulle wil nie eintlik sien nie, maar nou sien hulle dit op social media. Baie mense comment op die Facebook page vreeslike woorde as hulle slange sien. Ek het gehoor jy is ook baie bang vir slange, so ek het vir jou so 'n surprise saamgebring. Ek is by my tans en hier in die Weskaap moet jy permitte hê vir jou pet snakes wat jy aanhou. So is jammer, ek is nou nie daar in die ateljee nie, want dan kon jy nou lekker met hom om jou nek gesit het. My vriend, ek is baie bly ons het hierdie nou ongelukkig net telefonies kon doen, maar ek is seker ons sal vir jou wel daar in die toekoms hier in die studio inkry. Maar luister, jy laat dit so maklik lyk en dink jy dit is ook wat help om die persepsie oor slange by mense bietjie meer tuis te bring, dat jy weet 'n ou hoef nie net dood te maak en van ontslae te raak nie, maar daar, ek meen tog vir hulle 'n plek is in die ekosisteem. Net so, baie mense het in die verlede slange doodgemaak, maar oor die bewusmaking weet hulle, okay, slange jaag jou nie. As jy 'n slang afkom, staan net stil. Hy gaan jou nie al die pad agter jou aan seil soos wat 'n mens groot gemaak is deur jou ouers nie. En ja, so die hele bewusmaking quest van my op my page en op TikTok en op Instagram en op YouTube is dat mense moet ophou bang wees vir slange en ek vang die slang in 'n normale way sonder om hom plat te knyp. Ek tel hom met die kaal hande op meeste van die tyd wat dalk nie reg is nie, maar ek is so gewoond aan slange en dit maak mense half kalmer. Ek wil nie hê ander mense met slange vang nie, maar hulle kan dan in 'n noodsituasie sien, okay, kom ek sit 'n swart drom voor hom want die slang sien swart as veiligheid en dan gaan hy reguit binne in die drom in. Dan stuur hulle vir my video, kykie, ek het basies self nou 'n slang gevang. Maar dit kon hulle uit 'n situasie uithelp want hulle is 200 kilos van die naaste slangvanger af, mense wat op plase bly. En ek doen ook baie noodhulpgoeders op my page sodat mense wat ver uit die dorp uit is presies kan weet wat om te maak om hulle lewe te red, want by Kaapse kobra en by polvader en by boomslang is dit 3 verskillende simptome wat jy gaan kry. En almal dink as 'n slang jou byt is jy dood. Jy moet dadelik teengif kry. Dit is nie waar nie. Die dokters moet eers monitor hoeveel gif jy in jou stelsel gekry het voordat hulle kan teengif toedien. En teengif, daar is teengif. Ons voer die laaste 2 jaar Penef teengif in van Indië af en Suid-Afrika het nou weer begin produce en dit gaan einde November op die mark wees. Jy kan dit nie self by jou huis aanhou nie, dit moet administreer raak deur 'n dokter. Edouan, baie dankie. Net so vinnig ook, jy weet, wat moet ek eers doen as ek nou 'n slang in my huis kry? Jy weet, of dit nou in die stad is en of dit op 'n plaas is. Wat doen nou as jy 'n slang in jou huis gewaar en jy's maar bietjie skrikkerig om die ouetjie self nader te trek? Hy betrap gewoonlik my kliënte op 'n snaakse manier. Die mense kom van die dorp af van die huis in. Niemand dink aan 'n slang nie en hier lê nou 'n kobra en hy staan bakop. Obviously gaan almal skrik. Hy maak bakop om breër te lyk dat mense nog groter moet skrik. En dan sê ek vir die mense, vries, staan net bietjie terug. Die slang gaan jou nie jag nie. As jy doodstil staan, dan gaan hy onder 'n yskas of onder 'n sitkamerbank in waar dit donker is. En dan kan jy nou die slangvanger bel en as die mense my bel en sê is hy onder die yskas? Ja, okay, trippel rond want dan gaan hy nie uitkom nie. Hy dink niks kan aan hom raak nie, so hy voel veilig daar binne onder die vrieskas of onder die bank tot die slangvanger kom. Maar nou hol jy uit buite na die pad toe, dan moet ek jou hele huis deursoek en in jou laaie krap en is nie altyd lekker nie. My ou vriend, maar baie dankie vir dit wat jy doen en ek hoop as ons weer gesels het jy die 500.000 kerf bereik op jou sosiale media blaaie. Baie dankie en vir die res van julle moet nêrens heen gaan nie want net hierna kuier Lihani my by ons in ateljee en ek wil nie omkyk nie want ek is bang hy's 'n slang hier agter my of was hy in die gras. Sien jy nou weer. Sukkel jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot
toon jy is 'n Tenace all-over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Celebrate you at the Clicks Beauty Fair. Buy any 3 Neutrogena facial skincare products, cheapest one free. Get any 3 selected brands hair care products from the same offer, cheapest one free. Save 20% on Bleach London hair colour products. And buy any 3 Aunt Jackie's hair care products, cheapest one free. Clicks. Feel good. Pay less. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Welkom terug. Ek is bitter opgewonde want vriendin Leani my kuier vandag in die ateljee en sy is hier om te gesels oor haar nuwe enkelsnit Jy speel met vuur. Ek is so dankbaar dat jy uiteindelik besluit het om hier by ons te kom kuier. Baie welkom. Dankie Els. Jy weet ons kom al jare saam. Ons is regtig vriendinne. En toe jy my 'n paar keer al vroeër raakloop, sê ek vir jou ek beloof ek kom. Gee my net 'n kans en minute ek geweet my lewe gaan so verander met die enkelsnitte wat Sonet Bridges mos nou deel van haar 100 liedjies, die 100 jaar viering van Afrikaans. Ja. Nou skryf vir verskeie kunstenaars wat sy nou maar kies en ek was een van die gelukkiges. So nee, ek moet my hoed vir julle afval. Ek is vroeg in die oggend wakker op die plaas, nê? Ja. Koffie maak vir my en Barry. Ons het skape en beeste oopmaak het hulle gaan wy. Dis fyn om jou boetsies aan te trek en jou stukkende denim en my een van Barry se ou T-shirts en 'n bolla. Maar hierdie wat julle doen vir jou Roxanne en vir Pieter en nee, ouens, dis 'n ander storie hierdie wat julle doen, hoor. Nou, ek sê vir jou, ons kan 'n bietjie, miskien kan ons 'n bietjie plekke ruil. Dan kan jy dalk vir 'n week hier kom instaan en dan sal ek vir 'n week probeer oorleef daar op die plaas. Dink jy nie dit klink te veel na plan nie? Els, kom ons ruil vir 'n week, maar hoorie, nou sê vir my 8:00 in die aand dwing jy jouself om in die bed te klim. Nee, ek sal nie kan nie. Wat as jy ek partykeer ek hou van bak en brou nie, behalwe my groentetuintjie en Hanskal en Hanslammers. So partykeer droog ek nog beskuit uit 8:00 in die aand. So sien julle môre, ek moet gaan slaap nou. Nee, ek sal nie kan nie. Nee, wel, kom ek sê vir jou so. Ek het weer baie respek vir alles wat jy aanpak en die feit dat jy tot laat in die aand op die verhoog kan wees. Jy het nou verwys na Sonet Bridges, so ek wil net hê jy moet vir ons so 'n bietjie meer inligting gee oor hierdie projek van haar Stormloop. Wat behels dit? Sy het nou ons het mekaar met die Teens Jordaan Tribute Show in Amsterdam weer raak geloop. Ja. Sy het die show kom kyk, net dit kom bywoon en vir ons almal kom hallo sê. En toe sê sy gaan hierdie projek doen, 100 liedjies wat sy skryf. Sy gaan kunstenaars kies en ek spot met haar Els. Ek sê vir haar, "Ag, wat van nou 'n liedjie vir my?" En sy sê
ons ruil nommers uit en ons begin toe te gesels toe ons op die terug ons op die plaas en terug in Suid-Afrika is. En die eerste ene wat sy my gestuur het, was nie jy speel met vuur nie. Sy het die liedjie wat sy vir haar oorlede pa Bless Bridges geskryf het, 'n uur in die hemel. Nou ek en daarmee vereensalwig ek my dad 10 jaar terug verloor, Barry se pa op 18 verloor. Toe sê ek 'n uur in die hemel asseblief is myne. En toe een oggend, onthou hulle 7 ure agter ons, sien ek hierdie missed calls en ek antwoord jou foon, ek sien 'n stalker in die WhatsApp, ek sê okay, antwoord. En so net sê, hoor hierdie liedjie, hou jy van hom? En ek sê, ja, ek's mal daaroor. Jy speel met vuur is my so 'n bietjie van 'n soeme nie meer nie, uit die gitare. En jy speel met vuur is maar die aan en af verhouding van die man en vrou en ek is sommer 'n fotograaf vriend vir Paul gesê, jy's in die video. En ons speel skaak. En dit is min of meer die video se idee. Ek wou net duine gehad het Els, maar waar kry jy mens duine aan die Vrystaat of in Pretoria? So was hy buite by so 4x4 venue gewees. So ek het gister by 16 opgeneem. Ja, joune is uit mooi ook 'n liefdesliedjie joune liriek video in liedjies uit. Ek het vanaand sing Elvis kom oor 2 weke uit. Onthou jy is 'n liefdesliedjie van onthou jy die lekker dae toe ons gesels het verlief geraak het en ons kon ure deur die nag gesels en dan 'n uur in die hemel kom aan die einde van Desember uit. En dan gister het ek liedjie ek gaan jou vat vanaand op die dansplan bietjie dans. So net ook 'n sokkie liedjie van geskryf. So ek het 6 julle as julle gedink het waar's my EP? Lyk my ek nou 'n EP. Sy spot dit by. Ja, so net sê my besig. Ja, so net sê vir my hoorie so ek is te bang om vir jou liedjie te stuur. Jy gaan sê hy kom in die Liani kus. Dis nie meer 'n kussie nie, dis nou 'n waakus. So ek is dankbaar vir al die liedjies. Ek dink dit is baie opwindend en ons weet nou al dat jy van kleins af hard werk. Ek bedoel jy was net so groot pluggie. Jy spog ook mos met 'n 12 jaar getroue skool bywoner. Elsie, jy ook? Ja, ons is 12 jaar skool bywoner. Ons het 'n bekertjie gekry die einde van daai jare, 'n bekertjie julle. Daar's hy. So ons ken van hard werk, maar nee, ek dink dit is opwindend. Ek moet sê dit verskil vir my so bietjie as ek net terugdink aan bietjie Benoni wat so rukkie terug ook bekend gestel is. Ja, en jy was so baie mooi videoetjies vir my gemaak en ek het dit so waardeer. En daai was nou weer 'n lekker dansliedjie hierheen ook, maar ek kom agter so 'n bietjie van 'n country klank, né? Hulle met southern rock. Dis wat so net hulle gesê die klank is so daan gegrets. Ja, een van die liedjies wat ek nou volgende jaar ek het nog 6 wat ek nou klaar gekies het wat ek Januarie begin opneem. 'n Valentynsliedjie en dan 'n regte egte country liedjie. Ek dink as sit die ligte af, kan jy mooi hoor aan nee, die country nie. En ek moet vir jou sê, weet jy Els, ek mis nogal om terug te gaan. Bietjie Benoni was heeltemal bietjie iets anders. Ja. Maar ek mis hierdie back to the roots. Daai so my nie meer nie. Pleister vir my hart. Vergeet my nie. Soos 'n uur in die hemel is 'n vergeet my nie. So ek is bly ons gaan bietjie terug na back to the roots toe. Ja, die sokkie liedjies is lekker, maar daai wat mens in die aande opsit en jy luister op jou TV of in jou kar. Daai eerste album, ek was so geseënd met daai album want almal sê al die liedjies het vir hulle ietsie beteken. So dit was wonderlik geweest. Ek dink dit is wat jy's eintlik bevoorreg in daai opsig om eintlik enige iets te kan sing. Maar nou moet ek vir jou vra want ons gaan nou binnekort uitkom by die musiekvideo. Ja. So ons is opgewonde om te sien wat presies daar gebeur. Maar hou jy daarvan om met vuur te speel? Nee, ek mos nie, ek weet die Els is ook baie so. Ek hou nie van te groot verrassings in die sin van iets wat ek voel is buite my beheer nie. Ek bedoel ek sê mos altyd moenie altyd mense op die spot sit as jy nie self daar wil wees. Ek bedoel daai wat mense ongemaklik voel. Ek voel regtig vinnig verleë as ek kan sien Els jy's verleë. Ek hou mos nie daarvan nie. Ja, maar op die vuur speel nee wat ek weet nie. Ek weet kanse waag met verskillende klanke of liedjies en sulke dinge maar vuur speel nee. 'n Waagels ek weet die bungee jumping daai goeders is nie vir my nie. 'n Valskerms bring nee ek dink nie. Ek dink ons moet jy probeer ooreed. Ons gaan blykbaar as 'n span saam gaan valskerms spring. Wanneer is dit? So ek denk, ons weet nog nie. Gaan jy spring? Ons gaan spring. Ek dink jy moet saam met ons kom spring. Gaan jy pilletjies drink voor die tyd? Ek sal die sterse gaan meer pille die kan kry sal ek drink. Ons gaan nou verder gesels. Goed. So bly ingeskakel want net hierna kyk ons na daai amptelike musiekvideo van Jy speel met vuur. Jy's by Goeiemôre Good Morning. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it
then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Ons het sopas na Leani May se musiekvideo van haar nuwe enkelsnit Jy speel met vuur gekyk. Waar is hierdie liedjie beskikbaar? Els op YouTube definitief en op Spotify. Dis mos deesdae ek mis die CD's nie. Dis op Spotify, dis Deezer ook. Ja. Daar's iTunes. So is oral beskikbaar en baie dankie die mense stream hom en ek weet as mense naweke kuier, dan sit hulle mos YouTube aan en jy mos jou playlist. So dankie. Dis lekker as mense hoor. Nee, die naweek ons op Leani May en Biggie Benoni en daar Fatte en al daai liedjies gekuier. So asseblief en dankie dat jy speel met vuur ondersteun en joune en dan al die ander kom nog. En jy het beloof jy is in die volgende musiekvideo, nee? Okay, dis nou amptelik. Dit is daai ons probeer die kuier venue, ek weet nog nie waar gaan ons regkom nie. Okay. Dit gaan ek gaan jou vat vanaand die liedjie se naam. Klaar gister opgeneem. So Els kom wys jou bietjie kom sokkie. Kom sokkie moves daar asseblief. En dan het ek net 'n versoek dat die volgende liedjie wat jy dan dalk skryf, maar dan gaan oor spookstories of spook of so. Hoorie, julle verstaan nie mooi nie. Elsa was eendag by my shows by die Jan Smith. Dis daai huis hier in Centurion nie. Ja. Ek weet nie my klankbaan besluit om vir ons beskik te maak. Ek het nog nooit in my lewe gesien hoe Elsa amper deur 'n toerruit spring nie, maar jy was weet jy wat daai was. Dit gaan soontoe. Julle dink ons jok, gaan soontoe daai plek, ek glo nie regtig in spooke nie, maar daai aand kon ons goedjies aanvoel, nê. Maar ja, ons lag nou daaroor. Dit was 'n senitergene aand gewees. Nie sommer gou weer nie. Nou kom ons gaan kuier eerder. Ja. En dan neem ons die musiekvideo op, maar baie dankie dat jy moeite gedoen het. Dankie vir julle waardeer. Bly om te hoor dit gaan goed op die plaas. Dankie, waardeer. Dink is tyd vir 'n kuiertjie. Ja, definitief. Ons sal seker maak ek wil net weer almal aanraai om na die nuwe liedjie te gaan luister. En ek is seker daarvan dit gaan deel wees van almal se speelhuis. So oor 'n naweek lekker om 'n braaivleisvuur. Ag, dankie Elsa, waardeer en alle sterkte vir julle met die program en dankie vir wat julle
en almal daarby te doen vir Afrikaanse musiek. Baie dankie dat julle my genooi het. Uiteindelik het ek toe kom kuier, nie, maar ons hou daarom altyd kontak, ek en jy. Ons hou jou dop op sosiale media platforms en ek wil sommer ook net vir jou sê alle sukses ook met die res van die liedjies wat gaan volg want jy is behoorlik besig. Ja, nee, kyk, ek's greedy like my nou met al die liedjies, maar ag ja, nooit maar my EP, maar dankie Els, waardeer dit so baie. Nou moet ons groet. So baie dankie dat julle vandag saam met ons gekuier het. Ons maak sommer môre weer so. Maak seker jy skakel in. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp Affipad af. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za.